Paulus se bekering en roeping. Was die Damaskuspad ervaring eg of misleiding? Een van die belangrikste vrae in die hele Paulus-debat is nie eerstens wat Paulus later geskryf het nie, maar wat oorspronklik met Shaul van Tarsus gebeur het. Die kernvraag is eenvoudig: was Shaul se bekering op die pad na Damaskus 'n ware ontmoeting met die opgestane Messias, of was dit bedrog, selfmisleiding of 'n vals roeping? Hierdie vraag is uiters belangrik, want as die meester Yeshua werklik aan Shaul verskyn het en hom geroep het, dan begin die anti-Paulus teorie reeds by Handelinge 9 ernstige probleme ondervind. Maar, indien Shaul se bekering vals was, moet 'n mens verduidelik waarom Ananias, Barnabas, die disippels, die apostels en uiteindelik die Jerusalem gemeente hom aanvaar het. Die skrif gee nie vir ons 'n vae of geheimsinnige vertelling nie. Die bekering van Shaul word 3 keer in Handelinge vertel, naamlik in Handelinge 9, Handelinge 22 en Handelinge 26. Daarbenewens gee Paulus self getuienis oor sy roeping in Galasiërs 1, 1 Korintiërs 15, Filippense 3 en 1 Timoteus 1. Hierdie studie ondersoek die saak deeglik aan die hand van die skrif. Wie was Shaul van Tarsus voor sy bekering? Shaul van Tarsus was nie 'n toevallige figuur nie. Hy was 'n Judeër uit die stam Benjamin, opgevoed in streng Fariseïse tradisie. Hy beskryf homself so: besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die Torah betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente. In Handelinge 22 vers 3 sê Paulus dat hy aan die voete van Gamaliel onderrig was. Gamaliel, oftewel Gamliel, was 'n gerespekteerde leraar van die Torah onder die volk. Dieselfde Gamliel wat in Handelinge 5 vers 34 tot 39 die raad waarsku om versigtig te wees hoe hulle teen die disippels optree. Shaul was dus nie 'n heidense buitestander nie. Hy was 'n diep godsdienstige Judeër met ywer vir die oorgelewerde tradisies van sy vaders. Galasiërs 1 vers 13 tot 14 bevestig dat hy bo baie van sy tydgenote uitgeblink het in die Judeese godsdiens en buitengewoon ywerig was vir die oorleweringe van sy vaders. Maar hierdie ywer was verkeerd gerig. Waarom het Shaul die gemeente vervolg? Shaul het die gemeente vervolg omdat hy werklik geglo het dat die volgelinge van Yeshua 'n bedreiging vir Israel, die Torah en die ware aanbidding van Elohim was. In Handelinge 8 vers 3 lees ons dat Shaul die gemeente verwoes het. Hy het huise binnegegaan, mans en vroue uitgesleep en hulle in die gevangenis laat sit. In Handelinge 9 vers 1 tot 2 word gesê dat Shaul dreiging en moord teen die disippels van die meester geblaas het. Hy het briewe van die hoëpriester ontvang om die gelowiges in Damaskus gevange na Jerusalem te bring. In Handelinge 26 vers 9 tot 11 sê Paulus self dat hy gemeen het hy moes baie vyandige dinge doen teen die naam van Yeshua van Nazaret. Hy het baie gelowiges in tronke gesluit, sy stem teen hulle uitgebring wanneer hulle doodgemaak was, en hulle selfs in vreemde stede vervolg. Hierdie vervolging was dus nie bloot persoonlike haat nie. Dit was godsdienstige ywer
sonder ware kennis. Dit stem ooreen met Paulus se latere woorde in Romeine 10 vers 2, waar hy van Israel sê dat hulle 'n ywer vir Elohim het, maar nie volgens kennis nie. Shaul was 'n voorbeeld van iemand wat gedink het hy dien Elohim, terwyl hy in werklikheid die volk van Elohim vervolg het. Yeshua het self hierdie beginsel voorspel in Johannes 16 vers 2 en ek quoteer: Daar kom 'n uur dat elkeen wat julle doodmaak, sal dink dat hy 'n diens aan Elohim bewys. Einde van quotering. Wat het werklik op die pad na Damaskus gebeur? Die basiese gebeurtenis is duidelik. Shaul was op pad na Damaskus om gelowiges in Yeshua gevange te neem. Skielik het 'n lig uit die hemel rondom hom geskyn. Hy het op die grond geval en 'n stem gehoor wat sê: Shaul, Shaul, waarom vervolg jy my? Shaul vra toe: Wie is u meester? Die antwoord was: Ek is Yeshua wat jy vervolg. Hierdie woorde is teologies baie belangrik. Yeshua sê nie slegs: Waarom vervolg jy my disippels nie? Hy sê: Waarom vervolg jy my? Dit beteken dat Yeshua homself identifiseer met sy liggaam, die gemeente. Om sy volk te vervolg is om hom te vervolg. Shaul se bekering begin dus nie met 'n menslike debat, 'n nuwe filosofie of 'n selfgemaakte openbaring nie. Dit begin met 'n direkte konfrontasie deur die opgestane meester Yeshua, nie met 'n engel nie. Shaul word blind, word Damaskus ingelei en is 3 dae lank sonder sig. Hy eet en drink nie. Hierdie 3 dae wys dat dit nie 'n oppervlakkige emosionele ervaring was nie, maar 'n diep geestelike verbreeking. Die vervolger word hulpeloos. Die man wat ander wou bind, moet nou self aan die hand gelei word. Is daar teenstrydighede tussen Handelinge 9, Handelinge 22 en Handelinge 26? Die 3 verslae is in Handelinge 9, Lukas se historiese vertelling, Handelinge 22, Paulus se verdediging voor die Judeese skare en Handelinge 26, Paulus se getuienis voor Agrippa. Sommiges beweer dat hierdie 3 verslae teenstrydig is. Die belangrikste vraag is gewoonlik: wat het die manne saam met Shaul gehoor of gesien? Handelinge 9 sê die manne het sprakeloos gestaan, omdat hulle die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Handelinge 22 vers 9 sê hulle het die lig gesien en bevrees geword, maar nie die stem verstaan van hom wat met Paulus gepraat het nie. Dit is nie 'n werklike teenstrydigheid nie. Die onderskeid lê tussen 'n geluid hoor en die boodskap verstaan. Hulle het iets gehoor, maar hulle het nie die openbarende woorde aan Shaul verstaan nie. Hulle het die lig gesien, maar Yeshua self nie erken of ontvang soos Shaul nie. 'n vergelykbare beginsel sien ons in Johannes 12 vers 28 tot 29. 'n Stem kom uit die hemel, maar sommige mense sê dit het gedonder. Ander sê 'n engel het gepraat. Hulle het iets gehoor, maar hulle het nie almal die betekenis daarvan verstaan nie. Dus is die verslae aanvullend, nie teenstrydig nie. Wat het die manne saam met Shaul gesien en gehoor? Uit die 3 verslae kan ons die volgende aflei. Hulle het die hemelse lig gesien, hulle het 'n geluid of stem gehoor, hulle het nie die betekenis van die stem verstaan soos Shaul nie, en hulle het niemand gesien nie. Die openbaring was dus spesifiek aan Shaul gerig. Die ander manne was getuies dat iets bonatuurliks gebeur het,
maar die roeping en boodskap was vir Shaul. Dit is belangrik, want dit beskerm die gebeurtenis teen die idee dat Shaul dit bloot uitgedink het. Daar was ander mense teenwoordig wat die lig en geluid ervaar het, al het hulle nie die volle betekenis verstaan nie. Waarom het Joshua vir Ananias gestuur? Joshua kon Shaul direk genees en opdrag gee sonder enige menslike tussenkoms, indien hy sou wou. Tog stuur hy Ananias. In Handelinge 9 vers 10 tot 12 verskyn die meester aan Ananias in 'n gesig en stuur hom na Shaul. Ananias is aanvanklik bang, want hy weet wie Shaul is en hoeveel kwaad hy aan die gelowiges gedoen het. Maar Joshua sê, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Hierdie vers is sentraal. Shaul stel homself nie aan nie. Joshua noem hom 'n uitverkore werktuig. Ananias se rol was belangrik om verskeie redes, naamlik: eerstens bevestig hy Shaul se roeping deur 'n onafhanklike disipel. Shaul se bekering staan dus nie net op sy eie bewering nie. Tweedens ontvang Shaul sy sig terug deur Ananias se handoplegging. Derdens word Shaul gevul met die afgesonderde gees. Vierdens word Shaul gedoop. En vyftens noem Ananias hom broer Shaul. Hierdie woorde is kragtig. Die vervolger word nie as vyand ontvang nie, maar as broer. Dit beteken nie dat Ananias naïef was nie. Dit beteken dat Ananias Joshua se opdrag vertrou en gehoorsaam het. Hoe het Shaul se lewe na sy bekering verander? Die verandering was onmiddellik en radikaal. Handelinge 9 vers 20 sê dat Shaul dadelik in die sinagoges Joshua as Messias, die gesalfde een, verkondig het, dat hy die seun van Elohim is. Die mense was verstom en het gevra, is dit nie hy wat hierdie naam aanroep, verwoes het nie? Handelinge 9 vers 22 sê Shaul het al meer krag ontvang en die Judeërs in Damaskus in die war gebring deur te bewys dat Joshua die Messias is. Sy lewe verander dus van vervolger na verkondiger, vyand van die gemeente na broer, vernietiger van gelowiges na bouer van gemeentes, ywer vir tradisie na ywer vir die Messias, selfvertroue in vleeslike status na vertroue in Joshua. Filippense 3 vers 7 tot 8 wys hoe diep hierdie verandering was. Alles wat vroeër vir hom wins was, het hy as verlies beskou ter wille van die Messias, die gesalfde een. In 1 Timoteus 1 vers 13 tot 16 erken Paulus openlik dat hy vroeër 'n lasteraar, vervolger en geweldenaar was, maar dat hy barmhartigheid ontvang het, omdat hy dit in onkunde en ongeloof gedoen het. Hoeveel van ons was nie op daai paadjie gewees nie, broers en susters? Hoeveel van ons het nie self in ongeloof en onkunde gewandel nie, en tog het ons genade van Elohim ontvang, en ons het 'n nuwe kans by hom gekry. Paulus stel homself nie as 'n held voor nie, maar as 'n voorbeeld van Joshua se lankmoedigheid en van Elohim se groot genade. Dit is nie die taal van 'n selfverheerlikende bedrieër nie. Dit is die taal van 'n man wat deur genade gebreek en verander was. Waarom het die disippels aanvanklik vir Paulus gevrees? Handelinge 9 vers 26 sê dat Shaul later in Jerusalem probeer het om by die disippels aan te sluit,
maar almal was bang vir hom en het nie geglo dat hy 'n disipel was nie. Hierdie reaksie was heeltemal verstaanbaar. Shaul se reputasie was bekend. Hy was nie bloot iemand met 'n slegte opinie oor die gemeente nie. Hy het gelowiges laat arresteer, vervolg en selfs dood laat maak. Die disippels se vrees wys juis dat die vroeë gemeente nie maklik mislei was nie. Hulle het Shaul nie sommer blindelings aanvaar nie. Daar was wantroue, ondersoek en tyd nodig. Dit is belangrik teen die bewering dat Paulus sommer maklik die gemeente oorgeneem het. Die skrif wys die teenoorgestelde. Die gemeente was eers baie versigtig vir hom. Watter rol het Barnabas gespeel? Barnabas speel 'n sleutelrol in Handelinge 9 vers 27. Hy neem Shaul na die apostels en vertel vir hulle hoe Shaul die meester op die pad gesien het, hoe Yeshua met hom gepraat het en hoe Shaul in Damaskus vrymoedig in die naam van Yeshua gepreek het. Barnabas tree dus op as 'n getuie en brugbouer. Hy bevestig nie slegs Shaul se verhaal nie, maar ook die vrugte van sy bekering. Barnabas was self 'n gerespekteerde gelowige. In Handelinge 4 vers 36 tot 37 word hy voorgestel as 'n leviet, 'n man wat sy grond verkoop en die geld aan die apostels gebring het. In Handelinge 11 vers 24 word hy 'n goeie man genoem, vol van die afgesonderde gees en geloof. As Barnabas Shaul aanvaar en by die apostels bring, dra dit groot gewig. Dit beteken nie Barnabas was onfeilbaar nie, maar dit beteken sy getuienis kan nie lig afgemaak word nie. Het die apostels en Jerusalem gemeente Paulus aanvaar? Ja. Handelinge 9 vers 28 sê Shaul het saam met hulle in Jerusalem in en uitgegaan en vrymoedig in die naam van die meester Yeshua gepreek. Later, in Galasiërs 1 vers 18 tot 19, sê Paulus dat hy na 3 jaar na Jerusalem gegaan het om Petrus te besoek en ook Jakobus, die broer van die meester, gesien het. In Galasiërs 2 vers 1 tot 10 beskryf Paulus 'n latere ontmoeting in Jerusalem. Daar sê hy dat Jakobus, Kefas en Johannes, wat as pilare beskou is, aan hom en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee het. Hulle het erken dat Paulus 'n roeping onder die nasies waarheen verheidenste Israel verstrooi was ontvang het, net soos Petrus 'n bediening onder die besnedenis gehad het. Hierdie punt is baie belangrik. As Paulus 'n valse apostel was wat 'n ander evangelie verkondig het, sou Jakobus, Petrus en Johannes hom nie die regterhand van gemeenskap gegee het nie. Handelinge 15 bevestig ook dat Paulus en Barnabas deel was van die bespreking in Jerusalem oor die nasies. Die besluit word nie deur Paulus alleen geneem nie, maar deur die apostels, ouderlinge en die hele gemeente onder leiding van die afgesonderde gees. Sien gerus Handelinge 15 vers 6, 15 vers 22 en 15 vers 28. Dit maak die anti-Paulus teorie moeilik, want om Paulus totaal te verwerp, moet 'n mens ook verduidelik waarom die Jerusalem leiers hom erken het. Stem Paulus se eie getuienis ooreen met Lukas se verslag? Ja, in hoofsaak stem Paulus se eie getuienis sterk ooreen met Lukas se verslag. Kom ons kyk daarna. Lukas sê Yeshua het aan Shaul verskyn in Handelinge 9 vers 3 tot 6. Paulus sê hy het die meester gesien in 1 Korintiërs 9 vers 1.
Lukas sê Shaul is geroep om Joshua se naam voor nasies, konings en Israel te dra volgens Handelinge 9 vers 15. Paulus sê hy is afgesonder om die seun van Elohim onder die nasies te verkondig volgens Galasiërs 1 vers 15 tot 16. Lukas sê Shaul het dadelik Joshua verkondig volgens Handelinge 9 vers 20. Paulus sê hy het nie sy evangelie van mense ontvang nie, maar deur openbaring van Joshua die Messias volgens Galasiërs 1 vers 11 tot 12. Lukas sê Paulus se roeping het lyding ingesluit volgens Handelinge 9 vers 16. Paulus se briewe bevestig herhaaldelik sy lyding volgens 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 28. Die verslae is dus nie twee verskillende stories nie. Hulle pas by mekaar. Joshua verskyn, Shaul word geroep. Ananias bevestig dit. Shaul verkondig Joshua. Hy ly vir die naam en die gemeente erken uiteindelik die vrug van sy bediening. Kan Paulus se bekering redelikerwys as bedrog verklaar word? Die bedrogteorie het groot probleme. As Shaul 'n bedrieër was, moet 'n mens die volgende vra: waarom sou hy sy hoë status onder die Fariseërs prysgee? Waarom sou hy aansluit by 'n vervolgde groep wat hy self gehaat het? Waarom sou hy lyding, vervolging, gevangenisstraf, steniging, sla en gevaar aanvaar? Waarom sou hy sy eie vroeëre sondes openlik erken? Waarom sou Ananias, Barnabas, Petrus, Jakobus en Johannes hom uiteindelik aanvaar indien daar geen oortuigende getuienis van 'n ware bekering was nie? Broers en susters, mede-volksgenote, 'n bedrieër soek gewoonlik voordeel, mag, gemak of roem. Paulus se pad het egter lyding, verwerping, gevaar en uiteindelik martelaarskap beteken. Dit bewys nie van self elke detail van sy bediening nie, maar dit maak die bedrogteorie baie onwaarskynlik. Kan Paulus se bekering as selfmisleiding verklaar word? Selfmisleiding is ook moeilik om vol te hou. Shaul was nie iemand wat na Joshua gesoek het nie. Hy was aktief op pad om Joshua se volgelinge te arresteer. Sy bekering was teen sy eie rigting, teen sy reputasie en teen sy loopbaan belang. Verder was daar ander mense teenwoordig wat die lig en geluid ervaar het. Ananias ontvang ook onafhanklik 'n openbaring en word na Shaul gestuur. Barnabas ondersoek en bevestig die saak. Later erken die apostels die vrugte van Paulus se bediening. Die skrif bied dus nie die prentjie van 'n eensame man wat bloot 'n innerlike indruk gehad het nie. Dit bied 'n reeks getuienisse rondom dieselfde gebeurtenis. Watter vrugte het uit Paulus se roeping voortgespruit? Joshua die gesalfde een het geleer dat 'n boom aan sy vrugte geken word in Matteus 7 vers 16 tot 20. Paulus se bediening het die volgende vrugte opgelewer. Joshua was as Messias verkondig. Gemeentes was onder die nasies waarin Israel verstrooi was gevestig. Heidene, dit is verheidenste Israeliete in verstrooiing, was uit afgoderry geroep tot die lewende Elohim. Die eenheid tussen Judeer en nie-Judeer in die Messias was verkondig. Gelowiges was geroep tot afgesonderde heilige lewens. Hy het nie losbandigheid bevorder nie, maar geloof wat deur liefde werk. Hy het nie sonde goed gepraat nie, maar gevra: sal ons in die sonde bly, sodat die genade meer kan word? Beslis nie.
Hy het die gebooie nie as boos beskryf nie, maar gesê dat die Torah heilig, regverdig en goed is. Die vrug van Paulus se bediening was dus nie 'n beweging weg van Yeshua nie, maar 'n beweging waarin Yeshua aan die verstrooide Israeliete tussen die nasies verkondig was. Elohim gebruik dikwels die mees onwaarskynlikste mense. Een van die grootste foute in die anti-Paulus argument is die aanname dat Shaul se vorige sondes hom permanent diskwalifiseer. Maar die skrif wys herhaaldelik dat Elohim mense gebruik wat diep gebroke, skuldig of onwaarskynlik is. Moses het 'n Egiptenaar doodgemaak, tog het Elohim hom later geroep om Israel uit Egipte te lei. Dawid het ernstige sonde gepleeg met Batseba en Uria, tog het Elohim hom nie uit sy verbondsplan verwyder nie, alhoewel Dawid ernstige gevolge gedra het. Petrus het Yeshua 3 keer verloon, tog herstel Yeshua hom en gee hom opdrag om sy skape te voed. Shaul het die gemeente vervolg, tog sê Yeshua self dat Shaul 'n uitverkore werktuig is. En dit is maar net 'n paar voorbeelde. Hierdie patroon beteken nie sonde is onbelangrik nie. Dit beteken dat Elohim se genade groter is as menslike mislukking wanneer daar ware bekering en roeping is. Watter genade het Elohim aan jou en my betoon, medebroer en suster, medevolksgenoot? Of het hy ons elkeen gediskwalifiseer weens ons vorige sondes? Die kernprobleem vir die anti-Paulus teorie. Die anti-Paulus teorie moet nie net Paulus verduidelik nie. Dit moet ook die volgende mense en gebeure verduidelik. Ananias het Shaul as broer ontvang. Barnabas het Shaul by die apostels ingebring. Die disippels in Jerusalem het Shaul uiteindelik aanvaar. Jakobus, Petrus en Johannes het hom die regterhand van gemeenskap gegee. Die Jerusalem vergadering het saam met Paulus en Barnabas die saak van die nasies hanteer. En Petrus verwys later na Paulus se briewe en waarsku dat onkundige en onvaste mense dit verdraai. Dus is die vraag nie net, kan Paulus vertrou word nie? Die vraag word ook, was Ananias mislei? Was Barnabas mislei? Was Petrus mislei? Was Jakobus mislei? Was die Jerusalem gemeente mislei? Die skrif self bied nie daardie prentjie nie. Gevolgtrekking? Die getuienis van die skrif wys dat Shaul van Tarsus voor sy bekering 'n ywerige fariseer en vervolger van die gemeente was. Hy het opreg geglo dat hy Elohim dien, maar hy was in werklikheid besig om Yeshua te vervolg deur sy liggaam, die gemeente, aan te val. Op die pad na Damaskus het Yeshua self hom gekonfronteer. Die gebeurtenis was nie net deur Paulus self vertel nie, maar word deur Lukas opgeteken en deur die rol van Ananias, Barnabas en die apostels bevestig. Die 3 verslae in Handelinge 9, Handelinge 22 en Handelinge 26 is nie teenstrydig nie, maar aanvullend. Die manne saam met Shaul het die lig en geluid ervaar, maar nie die volle openbaring verstaan nie. Shaul was blind gemaak, deur Ananias ontvang, gedoop, met die Gees vervul en daarna het sy lewe radikaal verander. Sy bekering kan moeilik as bedrog verklaar word, want hy het nie eie voordeel, veiligheid of roem gekry nie, maar lyding, verwerping en vervolging. Dit kan ook moeilik as selfmisleiding verklaar word, omdat die skrif verskeie onafhanklike bevestigings rondom sy roeping gee. Die belangrikste punt is hierdie:
As Yeshua self Shaul geroep het, dan is die verwerping van Paulus nie bloot 'n verwerping van 'n menslike leraar nie, maar 'n verwerping van 'n roeping wat volgens Handelinge 9 deur Yeshua self gegee was. Daarom moet Paulus se leer noukeurig getoets word, soos alle leer getoets moet word. Maar sy bekering en roeping kan nie ligweg as vals afgemaak word, sonder om ernstige spanning met die getuienis van Handelinge, Galasiërs, Petrus, Barnabas, Ananias en die Jerusalem gemeente te skep nie. Die skriftuurlike getuienis staan sterk. Shaul die vervolger was deur Yeshua self gestuit, verander en geroep om sy naam te dra voor nasies, konings en die kinders van Israel. Slotsom. Die skrif steek niks van Saul se donker verlede weg nie. Inteendeel, dit openbaar dit volledig. Sy vervolging van die gemeente word nie verswyg of versag nie, maar dien juis as agtergrond vir die kragtige getuienis van Elohim se genade. Indien Lukas of Paulus hierdie verhaal wou vervals, sou dit vreemd wees dat hulle soveel besonderhede insluit wat Saul in 'n uiters ongunstige lig stel. Wanneer al die skriftuurlike getuienis saamgelees word, vorm dit 'n konsekwente beeld. Saulus was inderdaad 'n vurige vervolger van die gemeente, maar sy ontmoeting met die opgestane Yeshua het 'n radikale ommekeer in sy lewe teweeggebring. Sy daaropvolgende bediening, sy lyding ter wille van die evangelie, die bevestiging deur die ander apostels en die vrugte van sy arbeid getuig saam van 'n roeping wat nie op menslike gesag of eie voordeel berus het nie, maar op Elohim se genadige ingryping. Hierdie studie behoort daarom nie bloot die vraag te stel of Saulus verander het nie, maar of die getuienis van die skrif rede gee om sy bekering as eg te aanvaar. Die skriftuurlike gegevens wys in daardie rigting en roep die leser en die kyker van hierdie video op om sy of haar gevolgtrekking te baseer op die volle getuienis van die skrif, eerder as op vermoedens of geïsoleerde argumente. 'n Vooruitblik na deel 3. In die volgende gedeelte ondersoek ons een van die belangrikste vrae in die hele Paulus-debat. Paulus en die Jerusalem apostels. Het Petrus, Jakobus, Johannes en die Jerusalem gemeente Paulus werklik as 'n ware apostel aanvaar, of het hulle hom verwerp soos sommige vandag beweer? Ons sal onder andere die volgende vrae ondersoek. Waarom het Paulus na sy bekering Jerusalem besoek en wat het tydens daardie besoeke gebeur? Waarom was die disippels aanvanklik bang vir hom? Watter rol het Barnabas gespeel in Paulus se aanvaarding? Waarom het Jakobus, Petrus en Johannes aan Paulus die regterhand van gemeenskap gegee? Was daar werklik 2 evangelies, een vir die Jode en een vir die nasies? Wat het tydens die Jerusalem vergadering in Handelinge 15 gebeur? En wat was die uiteindelike besluit? Het die voorval in Antiochië bewys dat Petrus en Paulus 2 verskillende leerstellings verkondig het? Of het dit oor iets anders gegaan? Waarom noem Petrus Paulus later ons geliefde broer? En waarom waarsku hy teen die wat sy briewe verdraai? Waarom waarsku Johannes nêrens teen Paulus nie, ten spyte van sy sterk optrede teen vals leraars? Die kernvraag van hierdie gedeelte is: indien Paulus werklik 'n valse apostel was, waarom bevat die skrif geen enkele formele verwerping van hom deur die oorspronklike apostels nie? Inteendeel, waarom wys die getuienis deurgaans op erkenning, gemeenskap en samewerking? Soos in
Deel 2 sal ons elke bewering sorgvuldig aan die getuienis van die skrif toets, met die doel om nie menslike aannames te bevestig nie, maar om eerlik vas te stel wat die skrif werklik leer. Kyk gerus uit vir deel 3. Geseënde dag vir elkeen en dankie vir die saamkyk. Selah.